Exodus, hoofstuk 29. En dit is hoe jy hulle vir my moet heilig om die priesterambt te beklee. Jy moet 'n jong bul en 2 ramme wat nie enige gebrek aan hulle het nie neem. Bak ook brood en koeke wat nie enige suurdeeg in het nie, asook plaatkoekies wat met olyfolie gesmeer is. Al hierdie gebak moet van fyn koringmeel wees. Dan moet jy dit in 'n mandjie sit en dit saam met die jong bul en 2 ramme na die tabernakel toe bring. Aaron en sy seuns moet ook na die ingang van die tabernakel kom, waar hulle hulle self met water moet was. Laat Aaron dan die priesterrok aantrek. Hy moet ook die mantel aantrek. Dan moet hy die skouerkleed aansit en die borstas met die gordel vasmaak. Daarna moet jy die tulband op sy kop sit en die goue blom op die tulband vassit. Jy moet hom ook salf deur die salfolie oor sy kop uit te giet. Sy seuns moet ook nader staan en hulle priesterrokke aantrek. Jy moet vir Aaron en sy seuns die gordels ombind. Hulle moet ook die kopdoeke om hulle koppe vasbind. Op die wyse moet jy Aaron en sy seuns aanstel in die ambt en hulle sal vir altyd priesters vir my wees. Bring dan die bul nader tot voor die ingang van die tabernakel. Laat Aaron en sy seuns hulle hande op die kop van die bul sit. Die bul moet dan daar by die tabernakel in die teenwoordigheid van die Here geslag word. Van die bul se bloed moet jy met jou vingers aan die 4 horings van die altaar smeer, terwyl jy die res van die bloed teen die onderkant van die altaar uitgooi. Verbrand dan al die vet wat aan die binnegoed van die bul is op die altaar, saam met die lewer en die 2 niere en die vet wat daaraan is. As 'n reinigingsoffer moet jy die vleis, die vel en die pensmis van die bul buite die kamp verbrand. Aaron en sy seuns moet dan hulle hande op die kop van die een ram sit. Slag dan daar die ram en gooi sy bloed teen die kant van die altaar uit. Sny dan die ram op in stukke. Die binnegoed en die pote moet met water afgespoel word en by die kop en die stukke neergesit word. Dan moet jy dit alles op die altaar verbrand as 'n brandoffer aan die Here. Dit is dan 'n vuuroffer met 'n aangename geur aan die Here. Aaron en sy seuns moet hulle hande ook op die kop van die tweede ram sit. Hierdie ram moet ook geslag word. Jy moet van die ram se bloed aan Aaron en sy seuns se regter oorlelle, regter duime en regter groottone smeer. Die oorblywende bloed moet teen die altaar uitgegooi word. Dan moet jy van die bloed wat teen die altaar is vat en meng met salfolie. Jy moet daarvan op Aaron en sy seuns sprinkel. Jy moet ook hulle klere daarmee besprinkel. Aaron en sy seuns sowel as hulle klere sal dan heilig wees. Vat dan die vet en vetstert, sowel as al die vet aan die binnegoed, as ook die lewer, die 2 niere en die regterbout van hierdie wydingsram. Tesame met 'n ronde brood, 'n ongesuurde brood wat met olyfolie gesmeer is en 'n plaatkoekie, wat jy uit die mandjie met ongesuurde brode, wat voor die aangesig van die Here staan, geneem het. En sit dit in die hande van Aaron en sy seuns om dit voor die Here te beweeg as 'n beweegoffer. Vat dit dan weer uit hulle hande en sit dit bo op die brandoffer op die altaar en steek dit aan die brand as 'n vuuroffer met 'n heerlike geur aan die Here. Jy moet die bors van die ram voor die Here beweeg as 'n beweegoffer. Daarna sal dit joune wees. Die bors en die bout van die ram wat gebruik is om Aaron en sy seuns in te wy as priesters, behoort aan hulle. Hierdie deel moet altyd aan Aaron en sy seuns gegee word van die offers wat die Israeliete vir die Here bring. Die opvolger van Aaron moet in die heilige klere van Aaron gesalf word as priester. Hierdie seun van Aaron wat in sy plek priester word en wat die tabernakel sal binnegaan om daar diens te doen, moet hierdie klere van Aaron vir 'n week lank dra. Die wydingsram se vleis moet op 'n heilige plek wat spesiaal daarvoor ingerig is, gekook word. Die vleis van die ram en die ongesuurde brood wat in die mandjie is, moet deur Aaron en sy seuns by die ingang van die tabernakel geëet word. Slegs Aaron en sy seuns mag daarvan eet, omdat hulle daarmee ingewy is as priesters. Omdat dit heilig is, mag niemand anders daarvan eet nie. Die oorskiet vleis en brood wat tot die volgende oggend oorbly, moet verbrand word. Omdat dit heilig is, mag daar niks van geëet word nie. Jy moet met Aaron en sy seuns presies doen soos ek jou beveel het. Die wyding van Aaron en sy seuns moet 'n week lank duur. Elke dag moet daar 'n jong bul as 'n sondeoffer gebring word om versoening daarmee te doen. Daar moet ook versoening vir die altaar gedoen word deur dit te reinig en dit moet gesalf word om dit te heilig. Jy moet 'n week lank versoening doen vir die altaar en dit heilig. Daarna sal die altaar hoogheilig wees en as iemand aan die altaar raak, sal hy heilig
en vir God afgesonder wees. Jy moet elke dag die volgende offers op die altaar bring: 2 ramlammers wat 'n jaar oud is. Offer die een lam in die oggend en die ander lam net voor sonsondergang. Vir die eerste lam moet jy die volgende bring: 'n tiende van 'n eva of ongeveer 2,2 liter fyn gesifte meel. Dit moet gemeng word met 'n kwart hin of ongeveer 1 liter uitgeperste olyfolie. Vir die drankoffer moet daar 'n kwart hin of ongeveer 1 liter wyn wees. Teen sononder moet die tweede lam geoffer word. Dieselfde graan en drankoffer moet daarby gebring word as wat in die oggend vir die eerste lam gebring is. Dit is 'n vuuroffer met 'n aangename geur aan die Here. Vir altyd moet daar elke dag, deur julle geslagte heen, 'n brandoffer by die ingang van die tabernakel vir die Here wees, want dit is waar ek met julle ontmoet en ek met jou sal praat. Dit is die plek waar ek die Israeliete sal ontmoet. Omdat ek daar sal wees, sal die plek heilig wees. En ek sal die tabernakel en die altaar heilig. Ek sal ook vir Aaron en sy seuns heilig, sodat hulle as priesters vir my kan optree. En ek sal tussen die Israeliete woon, en ek sal hulle God wees. Hulle sal dan besef dat ek die Here is, en dat ek die God is wat hulle uit Egipte laat trek het, omdat ek die Here hulle God is.